Goeiedag julle. Ons gaan vandag die kontantvloeistaat doen. Die definisie van die kontantvloeistaat is dat dit die beweging en kontant ekwivalente deur 'n finansiële jaar toon. Die doel van die staat is om inligting van 'n onderneming se likwiditeit, kontant genereer vermoëns, bestuur van kontant en ekwivalente deurgee. Daar is 3 afdelings in hierdie staat. Die eerste een is kontant van bedryfsaktiwiteite. Items soos kontant ontvang van debiteure en kontant verkope, asook kontant betaal aan krediteure en ander kontant bedryfuitgawes word hieronder getoon. Dit is jy moet dink alles wat verband hou met normale handel dryf en bestuurkostes. Die tweede afdeling is kontant van investeringaktiwiteite, soos die koop en verkoop van vaste bates, die koop van aandele of 'n belegging in 'n vaste deposito. Jy moet dink die koop en verkoop van bates en beleggings. Jou laaste afdeling is kontant van finansiering aktiwiteite. Items soos aandele uitreik, langtermynlening en die terugbetaling van lenings sal hieronder getoon word. Jy moet dink, waar kom die geld vandaan? Dit is baie belangrik dat jy die formaat van die kontantvloeistaat ken. So in die staat is daar jou 3 afdelings: kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite, kontant uit beleggingsaktiwiteite, kontant uit finansieringsaktiwiteite. So eerste, onder bedryfsaktiwiteite het jy kontant uit bedrywighede. Daardie bedrag sal bereken word in nota 1, rente betaal, dividende betaal en belasting betaal. Dit is belangrik om te sien dat daar hakkies is om die uitvloei van kontant te toon. Dit is ongelooflik belangrik dat jy altyd onthou om jou hakkies in te sit. Dan onder jou kontant uit beleggingsaktiwiteite kry jy die aankoop van vaste bates, die verhoging van belegging, die opbrengs uit verkope van vaste bates en die opbrengs uit belegging. Nou, ek beklemtoon weer eens die belangrikheid van die hakkies. Kontant uit finansieringsaktiwiteite het jy jou opbrengs uit aandele uitgereik, jou terugkoop van aandele en jou verhoging in die lening. As jy hierdie 3 afdelings se totale bymekaar tel, gaan jy jou netto verandering in kontant en kontant ekwivalente kry. Jou kontant ekwivalente aan die begin van die jaar gaan jy bereken in nota 2, asook jou kontant en kontant ekwivalente aan die einde van die jaar. Okay, hier is nota 1. Jou kontant uit bedrywighede. Jy gaan begin met jou wins voor belasting en dan gaan jy jou verandering vir nie kontant en apart verklaarde items byvoeg. So jou waardevermindering en renteuitgawe gaan hierso bygeplus word. As jy jou veranderings en jou wins voor belasting saamplus, kry jy jou bedryfwins voor die verandering in bedryfskapitaal. By jou veranderings in bedryfskapitaal gaan jy toon was daar 'n verhoging of 'n verlaging in voorraad, debiteure en krediteure. Dit is belangrik dat jy toon dat dit 'n verhoging was. As dit 'n verhoging was, of as dit 'n verlaging was, moet jy sê dit was 'n verlaging. Dit saam met die hakkies by hierdie gedeelte is baie belangrik. Dan kry jy totaal vir jou kontant uit bedrywighede. Nota 2 is jou kontant en kontant ekwivalente. Daar skryf jy alles net so van die proefbalans of die inkomstestaat wat hulle vir jou gee. Onthou dit, jou kontant en kontant ekwivalente sluit in vaste deposito, spaarrekening, bank, wisselgeld, kleinkas en jou oortrokke bank moet hierso afgetrek word. Dan gaan jy jou dividende betaal hê. Dit is dividende betaal en dividende verklaar is nie dieselfde nie. So dit is belangrik dat jy die bedrag verskuldig aan die begin van die jaar saam plus by jou bedrag van volgens jou inkomstestaat en dan die bedrag verskuldig aan die einde van die jaar aftrek. Belasting betaal is presies dieselfde. Jy vat jou bedrag verskuldig aan die einde van die vorige jaar, dan plus jy jou bedrag volgens inkomstestaat by en dan trek jy bedrag verskuldig aan die einde van die huidige jaar af. Dit kan gebeur dat die bedrag aan die vorige jaar vir belasting nou 'n debit saldo het en dan sal jy net begin
deur die bedrag verskuldig aan die einde van die jaar en deur vir dit 'n negatiewe waarde te gee. By jou veranderings in bedryfkapitaal is dit hierso is 'n klein opsommingkie om dit net makliker te maak. As daar 'n verhoging was in voorraad, is dit 'n uitvloei. As daar 'n verlaging is in voorraad, is dit 'n invloei. 'n Verhoging in debiteure is 'n uitvloei en 'n verlaging in debiteure is 'n invloei. Verhoging in krediteure werk weer andersom. 'n Verhoging in krediteure is 'n invloei terwyl 'n verlaging in krediteure 'n uitvloei is. Wanneer jy jou berekeninge doen, is dit belangrik om te onthou dat van die items apart verklaar is, so jy kan hulle nie weer in byplus as jy die verandering in jou bedryfskapitaal insit nie. So die verandering in debiteure moet bereken word sonder om opgelope rente in te sluit en dan moet jou veranderinge in krediteure moet bereken word sonder om vooruitbetaalde rente, aandeelhouers vir dividende, asook SARS inkomstebelasting in te sluit. Om goed te doen in jou eksamen is hierso 'n paar goedjies wat jy moet onthou. Onthou altyd om jou hakkies te gebruik. Dividende betaal is nie dieselfde as dividende verklaar. Renteuitgawe is nie dieselfde as rente betaal. Belastinguitgawe is nie dieselfde as belasting betaal. En toon altyd jou bewerkings. Sterkte met julle eksamens.